Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is dan ook ons 8ste episode in die reeks. En ek het op hierdie stadium geen idee hoeveel episodes daar gaan wees of hoe lank dit ons gaan vat om hier deur te werk nie, maar dit is oké. Ek dink ons moet partykeer rustig raak en nie so haastig wees om by die eindpunt aan te kom nie. Want ons mis die mooi langs die pad. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir u woord en die krag in die lewe wat u woord bring. Ons is lief vir u woord, ons respekteer u woord en ons ag u woord as die hoogste gesag in ons lewe. Here, en ons wil in u woord indelf om u hart te leer ken en sodat u woord ons lewens kan verander. Ons eer u woord en ons sê vir u baie dankie vir die voorreg om u woord in ons lewens te hê. In Jesus naam. Amen. Ons is steeds besig om te gesels oor verandering. Eintlik, sonder dat ons dit agterkom, is dit so alledaagse onderwerp in die kerk. En almal verwag jy moet ophou met die en minder van daai en jy moet meer van die en jy is veronderstel om so te lyk en so te ryk en so te doen en so te die en so te daai. Maar in bitter min van hierdie gevalle word vir ons verduidelik hoe om dit reg te kry. Meeste van die tyd word ons net gesê om uit te gaan en harder te probeer. Terwyl God 'n baie beter plan bewerkstellig het. Hierdie maklike antwoord is in sy woord. Ons moet dit net raak lees en toepas. God het in sy wysheid gekies om jou van binne af splinternuut te maak. Hy het jou binnekant, jou kern, jou gees totaal en al getransformeer sodat as jy daarop sou fokus en vanuit jou wedergebore gees leef, jy op alle vlakke, gees, siel en liggaam 'n getransformeerde lewe en 'n lewe van oorwinning kan leef. Is eintlik maar voor die hand liggend dat God se manier baie beter is as ons tradisionele manier van ek sal môre harder probeer. Dit werk eenvoudig nie. Ons het al na verskeie tekste gekyk wat hierdie punt vir ons uitwys, maar ek wil vandag na 'n laaste teks kyk in hierdie verband. Ek sê nie dis die enigste teks nie, dis maar net die laaste teks sodat ons kan aanbeweeg. Blaai asseblief saam met my na 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy lees in die ou vertaling as volg. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Nou duideliker as dit kan jy dit nie kry nie. Maar kom ons kyk stukkie vir stukkie na wat die woord ons hier wil wys. Hy begin met en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Wat is hierdie bedekking, of dan in hierdie geval die onbedekte gesig waarvan hy hier praat? As jy van die begin van die hoofstuk lees, sal jy sien dat om die wet te probeer hou om God tevrede te stel, bring 'n bedekking oor jou geestelike oë. Jy dink jy is besig met die regte ding, maar intussen is jy verblind vir die ware dinge van God. Vir die Nuwe Testament, waarin Jesus reeds alles bereik het wat nodig is om geregverdig voor God te staan. Want ons staan voor hom met Jesus se geregtigheid, nie ons eie nie. So ons wat besef, ons nader tot God deur Jesus se geregtigheid, sy gesig is onbedek. Ons nader tot God onder 'n nuwe en beter verbond wat gegrond is op nuwe en beter beloftes. Ons kry dit in Hebreërs 8 vers 6. Nou sê hy verder, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Watter spieël praat hy van? Wel, wat reflekteer die heerlikheid van die Here? Dis eerstens duidelik dat hy nie van die spieël in die badkamer praat nie. Want hy sê duidelik, hierdie spieël reflekteer nie ons foute nie, maar die heerlikheid van die Here. Hierdie spieël is God se woord. Die Amplified Classic vertaal dit dan ook so met and all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God as in a mirror the glory of the Lord. En wat gebeur as ons dan die heerlikheid van God aanskou in die spieël van sy woord? Dan gaan hierdie teks aan en sê hy, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Word ons van gedaante verander na dieselfde beeld.
Kan dit so maklik wees? Kan dit so eenvoudig wees? Volgens die woord is dit, as jy God se heerlikheid in sy woord aanskou, dan word jou gedaante verander na daardie gedaante, na die gedaante van die heerlikheid van God. En hoe gebeur dit? Deur sy Gees. En jy sou dalk met my kon stry dat hierdie is hopeloos te eenvoudig. En dis 'n geïsoleerde teks wat ek buite konteks aanhaal. Maar dis die 5de teks aan 4 verskillende gemeentes wat ek die afgelope ruk vir jou wys, wat Paulus oor en oor dieselfde ding sê. As jy na buite wil verander, begin om jou manier van dink te verander na dit wat die woord sê hoe jy aan die binnekant reeds lyk. En hierdie teks in die Korintiërs sê fokus op wie God is. Dan sal sy Gees jou verander, moeitevry. Geliefde disipel van Jesus, verandering is baie makliker as wat ons dink en dit is binne elkeen van ons se bereik. Ons moet net begin om ons fokus te verander. Ons het dit al gesê, maar ek gaan dit net weer sê. Jou lewe reflekteer tans waar jou gedagtes en fokus in die verlede was. As jy verander wil word na die gedaante van God se heerlikheid, is die woord se resep hier in Korintiërs duidelik. Begin dan om op die heerlikheid van God in sy woord te fokus. Ons gaan in die volgende klompie gesprekke kyk na praktiese maniere hoe ons dit kan doen. Here, baie dankie weer eens vir u woord vandag en ek bid dat u Gees my gebrekkige woorde sal vat en u woord sal lewend maak in ons harte en in ons gees en dit verstaanbaar sal maak, sodat ons openbaring kan kry van u woord en dat die waarheid en die openbaring van u woord ons kan vrymaak en ons lewens kan verander. Ons eer u, Here, vir die eenvoud van u resep om ons lewens te verander na u heerlikheid. Mag die eenvoud hiervan nie ons oë toemaak vir die krag wat daar is in u woord en u Gees. Ons gee nie al die lof en eer en dank van ons hart tot in ewigheid. Amen. Onthou, geliefde disipel van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.